Na Genesis hoofstuk 13. As u vir die eerste keer by ons kuier, ons preek deur Genesis en ons het die gewoonte om dit vers vir vers te doen. Is nie noodwendig altyd die verse in volgorde nie, maar dit is die eksegetiese prediking is wanneer jy gedeelte vat, jy rafel hom uit, jy wil seker maak jy verstaan dit waaroor dit gaan. En die voordeel is, daar kan nie iemand voor jou staan en jou mislei met 'n versie wat uit verband uit geruk word en allerlei goed oor gesê word nie, want jy sien die volle prentjie. En dis 'n groot voordeel. So wanneer ons praat oor Genesis 13, gaan ons vanoggend met u praat oor die keuse van Lot. Daar's 'n bietjie meer wat gesê gaan word as die keuse van Lot, maar ek dink dis die wig, dis die spil waarom hierdie hele hoofstuk draai. En ons gaan vanoggend 'n bietjie vreemd, gaan ons die hele hoofstuk hanteer. So ons gaan vanaf vers 1 tot en met vers 18 lees, en ons gaan hulle almal deurdraf vanmôre. So kom ons lees Genesis hoofstuk 13, ek lees vir u uit die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, en dit klink so, die vertalers het bo aan die gedeelte gesê, Abraham en Lot skei van mekaar. Genesis 13 vers 1. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, tot by Bethel, na die plek waar hy sy tent in die begin, waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar, wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook kleinvee en beeste gehad. En die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferisiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan. En gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. En Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan. En Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar. Trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome, verskoon tog van Mamre, wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Tot daar lees ons in die onfeilbare woord van die Here. Ons het die gewoonte dat die manne staan wanneer ons bid en ons nader tot die troon van genade. So kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof U vanoggend. Ons wil U naam groot maak. U is 'n genadige God. Vader, Seun, Heilige Gees, U is vol heerlikheid.
vol heiligheid, vol van krag, geregtigheid, skoonheid, liefde, barmhartigheid, goedheid, getrouheid. Ons loof U, genadige Vader, dat ons U kan ken. Dat ons vanoggend U woord kan oopmaak, daaruit kan lees, en tot hiertoe sien ons 'n baie interessante stukkie geskiedenis, maar wanneer U woord oopgebreek word, en ons daaroor pyns, en dit ontrafel, dan besef ons, U het U woord vir ons gegee, sodat ons daardeur U kan ken, dat ons in geloof onsself aan U kan gee, en dat ons in daardie genade kan wandel. Daarom weet ons kan nie vanoggend hier weggaan, as U met ons praat, hier wegstap, en niks verander in ons lewe nie. Ons wil weet, U verander my hart, U verander my wese. Gee ons die genade om aandagtig te luister, om hierdie waarhede in ons hart te bære, sodat U woord my sal voed, sodat U woord my sal verander. Maar uiteindelik moet ons by die doel uitkom, sodat U verheerlik sal word. Want U naam moet geprys word, vandat die son opkom, totdat die son ondergaan. Ons loof U vir die groot en kosbare evangelie beloftes. Ons loof U vir die plan wat U het vir die redding van nasies, van mense. Ons loof U dat U ook vanoggend by ons stil staan. Ere sy U lieflike naam. Amen. Ons praat vanoggend met U oor 'n baie bekende stukkie geskiedenis, maar 'n stuk geskiedenis wat vir ons in ons geestelike lewe sal voed, wat vir ons definitief gaan aanspreek. Ek weet dit, want ek weet wat wag. Maar dit sal U enerzijds laat voel, ek is op die hande getik, maar anderzijds bemoedig, omdat die Here se waarheid dit altyd vir ons doen. Ons word opgebou, ons word gevoed. In 2009, September maand om presies te wees, 2009, was daar 'n maatskappy wat 'n advertensie gemaak het, Ignite Media. En hulle het dit genoem, jy kan dit vandag steeds sien, ek het dit gaan soek, want ek het dit onthou en ek moes dit gaan soek. Hulle het dit genoem The Marshmallow Test. Het 'n klomp kleuters gevat, en binne dit, ek dink dit was in 'n kerkgebou gedoen, maar dan het hulle kleuters gevat en hulle een laat sit, en somtyds, daar was op 'n stadium met tweelingkie, jy kan sien hulle is 'n tweeling, maar hulle alleen laat sit, tweelinge nou saam, maar niemand anders in die vertrek nie, en dan kom daar 'n vrou, en sy sit op 'n papierbord, sit sy vir hulle 'n malva lekker neer, dis nou die Grieks is marshmallow, dan sit hulle 'n malva lekker daar neer, en dan sê hulle vir die seentjie of vir die dogtertjie, hier is die ding, jy kan die marshmallow kry, is joune, jy kan hom eet, of as jy hom nie eet nie, en ons kom later terug, dan gee ek vir jou 2. So dan verdubbel ek dit wat jy het. Maar as jy hom eet, dan kry jy net 1. En dan los hulle die kind alleen, maar natuurlik kameras oral in die kamer. Hoorie, julle moet dit sien. Dis te cute eintlik, want dan sien jy die kinders, hulle sit en dan kyk hulle en dan wonder hulle, dan kan jy sien hoe gaan dit hierdie gedagtes. Party van hulle vat hom en dan ryk hulle aan hom. En dan sit hulle hom weer terug en dan druk hulle gat in die vinger en party van hulle het hom sommer dadelik gevat en geëet en ander, jy weet, dis nou die verskillende reaksies wat jy daarop kry. Dit is so realisties met betrekking tot ons geloofslewe op aarde. Want ons word geleer dat ons stryd sal hê. Ons het verlede week daaroor gepraat. Abraham het dit gehad, die vader van die gelowiges. Ons ken stryd, almal van ons het stryd. Dit beteken nie as jy 'n kind van God word dat jou stryd verby is nie, inteendeel, dan begin dit in 'n sekere mate eers, maar hier op aarde gaan jy stryd hê. En daar is 'n mate van weerstand, 'n mate van beklei wat nodig is om te veg teen wie jy eintlik is, want soos daai kindertjies, man, jy wil daai malva lekker eet. Jy wil hom sommer nou, jy wil deel hê aan die lekker van hierdie wêreld. Jy wil so graag deel hê. Dis die ou natuur. Maar God sê, ek wil hê jy moet my gehoorsaam. Ek wil hê jy moet getrou wees.
en ek sal jou beloon. Ek sal jou beloon. Ons het reeds gesien, selfs die beste onder ons. Luister, jy gaan ver soek om 'n beter voorbeeld as Abraham te kry. Buiten die Here Jesus is daar baie min voorbeelde in die Bybel beter as Abraham, die vader van die gelowiges. Selfs Abraham tree soms op, soos die ou mens. Abraham was 'n ongelowige. Onthou, hy was 'n afgodsdienaar toe God hom geroep het, toe God vir hom genade gegee het. Nou dien hy die Here en selfs as 'n gelowige. Ek hou nie van die term nie, want dit is so wyd. Almal deesdae is gelowiges. Jy weet, jy kan glo wat jy wil, maar dan is jy gelowige. Maar selfs as 'n kind van God het Abraham God teleurgestel. Het hy opgetree soos 'n vleeslike mens, soos iemand wat gedoen het wat hy gedink het is reg. Onthou het ons verlede week gepraat. In Genesis 13 gaan ons sien Abraham het sekere lesse geleer, maar jy sien vir Lot met sy keuse wat eintlik die twee pole vir ons wys. Nou verstaan my reg. Die Bybel sê Lot was ook 'n gelowige. Lot was ook 'n kind van God. 2 Petrus 2 vers 7 verwys na hom as die regverdige Lot. Lot was ook dieselfde genade wat Abraham gered het, het vir Lot gered. Maar hier is 'n waarskuwing vir ons teen dwaasheid om soos 'n ongelowige te leef. Om soos iemand te lewe wat God nie in gedagtenis hou nie. Wat vergeet dat ons 'n beloning het wat vir ons wag, dat ons bywoners is op aarde en alles wat daarmee saamgaan. In Genesis 12 het ons gesien hoe Abraham afgaan na Egipte, toegee in vrees en ongeloof. Maar die Here het ingegryp, die Here het hom bewaar en ten spyte van sy ongeloof, gee die Here vir hom rykdom, gee die Here vir hom wonderlike goed, maar nou in hoofstuk 13 is hulle terug in Kanaan. Ons het gelees, eers in die Suidland, dan kom hulle by Bethel, en Bethel is die plek in Kanaan, waar God sy belofte aan Abraham gegee het. Dit was 'n baie besondere plek, die plek is belangrik, want hier het Abraham sy eerste altaar gebou, daar was 'n ontmoeting met die Here, en nou is hulle terug daar by Bethel. En dit wat Abraham by Bethel doen, wys vir ons, hy het sy les geleer met betrekking tot geloof en bekering. Hy het afgedwaal, en wie van ons kan nie daarmee identifiseer nie? Hy het afgedwaal, en dit was byna katastrofies, maar nou is hy terug by die plek. Hy's terug by die plek waar hy was. Jy sien die woordjie begin en vroeër in die Afrikaanse vertaling. In die Engelse vertaling dink ek gebruik hulle die woord begin. Maar dit is in vers 3 en 4, Genesis 13 vers 3 en 4. En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek waar die altaar, van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. 2 keer in die oorspronklike taal verwys hulle na daar waar dit in die begin was. So dit was die begin. Dit was waar die dinge vir hom begin het. Nou, ons behoort nie af te dwaal nie, maar hier's 'n les. As ons afdwaal, raai waar moet ons heen gaan? Na die begin. Jy gaan terug na waar jy afgedwaal het. Vriende, hierso's 'n vat die wenk van 'n ou wat nog baie moet leer, maar wat vir u kan sê uit ervaring. Sekere goed in jou huwelik, sekere goed in jou lewe, sekere goed in jou verhoudings, kom nie self sommer maar net reg nie. Jy kan dit nie ignoreer en hoop niemand gaan daaroor praat of so, ons hoop maar net dit kom self reg nie. Nee, jy moet regmaak. Gaan terug na waar jy die pad verlaat het. Gaan terug na die Bybel, gaan terug na gebed, gaan terug na waar jy afgedwaal het. Sê as dit moet, ek is jammer. Sê dit teenoor die Here, maar sê dit ook as dit moet teenoor mense. Weet jy, dis waarvoor Dawid bid. Die les is nie net vir Abraham nie, en hier, dis die enigste plek in die Bybel nie, dit is propvol. Dawid bid in Psalm 51 vers 14, en ons almal ken die storie van Dawid. Hy sê, gee my weer die vreugde van u heil. En dit in die Hebreëus is dit 'n hernuide. Ek was daar, maar ek wil weer teruggaan daarheen. Psalm 23 vers 3 ken ons ook baie goed. Hy verkoop my siel, en die gedagte daar is ook 'n hernuide. Ek gaan terug na God, help my om terug te gaan na daar waar ek by Bethel, daar waar ek moet wees. Nou dis wat Abraham doen. Vers 4, die B-gedeelte het ons gelees, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het, en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. Meer as net aanbidding en lofprysing, hy het 'n altaar gehad.
Dit was waar die altaar gestaan het. En 'n altaar praat van 'n offer. En 'n offer praat van sondebelydenis. 'n Offer praat van bloed. Dis die Ou Testament waarvan ons praat. Hy het 'n bloedoffer gebring. Dit gaan oor vergifnis. So vir u en my, waar is ons altaar? Waar is dit waarheen ek heen gaan as ons nie 'n Bethel het nie? Ons kan nie Bethel toe gaan nie. Dit gaan nie oor 'n fisiese, geografiese plek nie. Dit gaan oor die kruis. Ons almal ken Halleluja die 80 baie goed. En die meeste van julle het groot geword met hierdie Halleluja liedjies. Jesus hou my by u kruis, waar die heilfonteine vry met lewenswater reis, helend smart en pyne. Halleluja 80 verskies tog sê by die kruis wil ek bly, né? Daar's so 'n hele paar liedjies van hulle oor die kruis. Nou een van die leuns wat die duiwel ons gereeld vertel, en dis die rede waarom ek aan die begin al reeds hierdeur wil bemoedig. Gaan terug. Moenie laat die duiwel jou met sy leuns bedrieg nie. Een van die bekendste leuns van die duiwel. Wanneer jy afgedwaal het, dan wil hy vir jou sê, luister, jy het nou so gemors gemaak. Die Here wil jou nie terug hê nie. So, gaan maar aan met hierdie lewe. Jy weet, dien nou maar die wêreld, dien nou maar die sonde. En ons moet sê nee. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen. James Montgomery Boyce sê, the devil tells us we have sinned and can never go back. But God is the God of new beginnings. Dis 'n baie belangrike ding wat ons altyd moet onthou. God is 'n God van oorbegin. Someone has said that he is the God of the second chance, but he's even more gracious than that. He is the God of not merely of the second chance, but of the 77th chance. If needed, the 177th chance. En dan roep hy op, return to the Lord and the blood of the cross, and you will start again. Liewe vriende, moenie die leuns van die duiwel glo nie. Maak nie saak hoeveel skade daar was deur jou ongeloof en ongehoorsaamheid. Dit maak nie saak hoe spyt jy daaroor is nie. God is 'n God wat oorbegin. Maak skoon, gaan terug en maak reg. So Abraham is geestelik herstel. Hy's terug by Bethel en tog het hy steeds stryd. Sy stryd is nie klaar nie. Ek het vir u gesê, die kant van die graf is daar vir ons stryd. In vers 2 sien ons hy het baie ryk geword en ook Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud, sê vers 2. Vers 3 sê en vers 5 verskond op. Vers 5 sê en Lot wat saam met Abraham getrek het ook kleinvee en beeste en tente gehad. Nou geld en rykdom, dis nie 'n probleem nie. Om baie geld en baie besittings of eiendom te hê, dis nie die probleem nie, maar dit beteken dikwels probleme. Miskien sal jy kan saamstem daarmee. Ons beny baie keer die ouens met baie geld en baie, maar saam met dit kom daar maar probleme. So vers 6 het ons gelees, en die land kon hulle nie dra om saam te woon nie. Hulle besittings was te veel, hulle vee was te veel. Want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Daar was iets erger as die struwelinge tussen hulle veewagters. Dit was 'n probleem, maar daar was iets erger. In vers 7 het ons gelees, net so as 'n nagedagtenis skryf Moses, ook het die Kanaaniete en Ferisiete destyds in die land gewoon. Dit word nie toevallig genoem nie. Dis nie omdat Moses iets gesoek het om te sê nie, want as jy dit nou sommer lees en jy lees die verhaal nadenken, dan sal jy dink, wat is nou noemenswaardig daaraan? Dis Kanaan, so om te sê die Kanaaniete het in die land gewoon en die Ferisiete, wat is nou noemenswaardig daaraan? Die punt wat Moses wil maak is, hierdie stryery gebeur voor die inwoners van die land. En wat sal die inwoners van die land dink, wanneer die gesandte van God, die knegte van God, so stry? Hulle sal die evangelie bespot. Hulle sal die God wat hulle dien, 'n spottery maak.
En ons lewe in 'n wêreld waar mense daarvan hou as kerkmense beklei. Mense vind genot daarin, die wêreld hou daarvan, wanneer die kerk mekaar sleg sê en wanneer kerke beklei en gemeentes. En jy weet, ons mos maar baie keer gebeur dit, dat sulke dinge, dis waarteen ek gedurig deur bid, dat ons dit nooit sal toelaat nie, maar dit gebeur. Maar Abraham is geestelik herstel. Hy onthou die verleentheid in Egipte land. Hy onthou wat daar gebeur het en nou wil hy dit voorkom. Hy wil God se naam beskerm. En hier's 'n uitlating wat ek gaan maak. 'n Uitlating wat ek wil hê u oor moet dink. Kinders van God behoort soms ongerief en selfs tydelike verlies te ly, voordat ons deel in konflik wat oneer aan die naam van God of oneer aan die evangelie sal bring. Wees die minste. Staan terug. Wees die minste. Ons gaan dit sien in Abraham se lewe. Hierso hy kom hy met 'n oplossing. Die stryery raak bietjie erg. Hy sê, wag, dit is nie 'n goeie ding nie. Sy oplossing vers 8 en 9. Toe sê Abraham vir Lot: laat daar tog geen twis wees tussen my en jou en tussen my wagters en jou wagters. Ons is mos broers. Engels sê ons is kinsmen. Ons is familie. Lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jou tog van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan jy regs, dan sal ek links gaan. So Abraham doen wat die Nuwe Testament ons beveel om te doen. Romeine 12 vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis 'n bevel. Moenie daai ou wees wat gedurig deurdreig, jy weet, ek sê jou hof toe vat en jy sal van my prokureer hoor en nou ek sê nie dis slegte goed in op sigself nie. Maar moenie daai een wees wat gedurig deurdreig, gedurig deur besig is om twis te veroorsaak, gedurig deur besig om mense te probeer. Dis gewoonlik die ouens wat iets het om weg te steek wat so is. Doen wat die Bybel ons leer, so ver as wat dit van jou afhang. Wees 'n goeie buurman. Wees 'n goeie werkskollega. Wees jy 'n goeie vriend. Wees 'n goeie man, wees 'n goeie vrou, wees 'n goeie pa, wees 'n goeie dogter, seun, ma, wat dit ook al mag wees. In ons gesinne, in ons werkplek, in ons woonbuurt, ons moet vredemakers wees. Kinders van God moet vredelievend wees. Kinders van God moet daai ons wees. Kyk na Abraham. Verhoudings is belangriker as besittings. Verhoudings is belangriker as besittings. Hoe dikwels sal jy sien hier's 'n pragtige familie. En hulle is lief vir mekaar, kuier saam van tyd tot tyd as hulle by mekaar kom, tot daar 'n testament gelees word. En ewe skielik is daar 'n lamp of 'n tafel of 'n gebreide iets wat ma gesê het na my toe moet kom en hoe kan jy dit nou vat? En ek het, glo vir my, plekke wat ek dit nooit gedink het nie, het ek al gesien hoe broers en susters mekaar hof toesleep wanneer 'n testament gelees word. Dit moenie so wees nie. Ons moet leer. Paulus sê in 1 Timoteus 6 vers 10, daar's iets wat 'n probleem is. En sommige mense praat hiervan en sê hulle, jy weet geld, dis nie geld nie. Dis die gierigheid oor geld. Geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. So, op hierdie stadium wil ek saamstem met een van die kommentators wat gesê het, Abraham is no longer possessed by his possessions. Hy word nie meer besit deur sy besittings nie. Abraham het verstaan, luister, die Here sal voorsien. En daarom kom hy met 'n voorstel vir Lot. Lot, ons kan nie meer hierdie ding werk nie. Maar ek sê jou wat? Kies jy. Kies jy. Ek sal aan die ander kant toe gaan. Dit moes vir hom baie sleg gewees het toe Lot vertrek. Nie net as gevolg van die geestelike implikasies nie, maar dit was sy laaste lewende familielid. Ek dink hulle was goeie vriende. Dit was mos sy broerskind. Matthew Henry het gesê oor hierdie gedeelte, poverty and travail, wants and wanderings could not separate between Abram and Lot, but riches did. Swaar kry kon hulle nie skei nie. Moeilike tye kon hulle nie skei nie, maar hulle rykdom het gemaak dat hulle nie meer kon saamwoon nie. Hoe tragies is dit nie? So die spil wat ek vir u sê waarom hierdie gedeelte draai is die keuse wat Lot gemaak het. En ek wil jy moet onthou, soos Abraham, Lot is ook 'n kind van God. Soos Abraham kom Lot ook uit Egipte. Soos Abraham teruggetrek
na die suidland, rondgetrek in Kanaan, terug na Bethel, heel moontlik saam met Abraham, kerk toe gegaan, geoffer, godsdienst, want hy was 'n kind van God. Dit lyk net nie asof Lot dieselfde lesse geleer het as Abraham nie. En daarom, kom ons kyk na 'n paar hoofgedagtes. In die eerste plek, Lot se keuse was gierig. Ons praat met u oor Lot se keuse. En ek moet sê, daar's nou 'n paar gedagtes wat nou nie uitbreiding van Lot se keuse is nie, maar ek het die tema so gekies. Lot se keuse was gierig, die eerste gedagte. Net nadat Abraham sê, gaan jy regs, dan gaan ek links, gaan jy links, dan gaan ek regs, dan lees jy in vers 10. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here. Dis die tuin van Eden. Soos Egipteland. Egipteland het die Nyl gehad, dit was groen, altyd was daar lewe. So was die land waarna hy toe nou kyk, die Jordaanstreek. Hy het nie 'n probleem gesien in die feit dat die familiepatriarg, ek meen dis Abraham waarvan ons hier praat, dis Abraham wat geroep is, dis as gevolg van Abraham dat hy weggetrek het. Abraham, die ouer, senior, leier van hierdie groep mense, hierdie massiewe groep mense, hy het nie 'n probleem gehad dat die leier vir hom sê, kies jy eerste nie. Lot moes eintlik gesê het, nee, wie sê ek nou om te kies jy, ek sal die ander pad gaan. Maar hy het nie 'n probleem daarmee gehad, hoekom nie? Want sy enigste gedagte was die voordeel. Dit sien jy in die teks. Hy kyk op en hy sien, hier is 'n goeie land. Hier's baie water, dis groen, dit lyk soos Eden, dit lyk soos Egipteland. Ten spyte van sy geloof in God, ten spyte van die respek wat hy moes hê vir Abraham, alwaar hy kon dink, is, hier gaan ek nog ryker word. Hier gaan my vee spekvet wees en vermeerder. Let op die koneksie. Dit lyk soos die tuin van die Here. Hulle almal het heel moontlik op hierdie stadium nog gepraat van die tuin van die Here. Dit was 'n klompie 100 jaar, maar hulle het nie Sewende Laan en al hierdie nonsens gehad wat hulle besig hou in die aande, en hulle het gepraat oor belangrike goed. Die tuin van God wat beloof is, ook vir die einde, vir die koninkryk wat kom. Maar dis nie die enigste koneksie nie. Daar's ons woorde wat gebruik word in hierdie versie, en dit staan so, toe slaan Lot sy oë op. Bietjie moeilik in die Afrikaans, maar as jy oplettend lees, dan sê jy, maar wag, waar het ons hierdie woorde al vroeër? Waar het ons hierdie gedagte al vroeër gesien? Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou, toe sien Eva, en die implikasies het opgekyk en gesien, maar die vrug lyk lekker. Dit lyk mos na iets wat ek sal kan geniet. Toe slaan Lot sy oë op. Al wat Lot sien, is die materiële voordeel. Hy dink nie aan die konteks van dit alles nie. Die een kommentator, William Blakey, het gesê, greed seems to have been Lot's besetting sin. The vision of multiplied wealth not only dazzled him, but overcame him. It carried him captive, as helpless as if he had been in chains. Dit is amper soos die kinders wat met die malva lekker sit, en dan ryk hulle aan hom, en dan voel hulle, maar kan nie hierdie lap lekker los nie, want die gedagte aan kyk, wat is hier, het hom meegevoer. Hy was gevangene. Verder, vers 10 het ons gelees. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral vol water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Eden, soos Egipteland. En al wat Lot heel moontlik aan dink is, dis waar Abraham baie vinnig ryk geword het. Baie vinnig baie geld gemaak het. Baie vinnig baie vee. Baie vinnig baie slawe. Want dit was waar die Here hom op 'n besondere manier geseën het. Jy ken nou die geskiedenis. Abraham kom daar weg en hy sê vir Abraham moes sê, Abraham, wat was die beste deel van Egipteland? Sal hy sê, die lesse wat ek geleer het. Dit was nie 'n goeie tyd nie, dit was die lesse wat ek geleer het. As jy vir Lot moes verhandel, sal hy sê, die rykdom wat ons gekry het. Want hy het materieel gedink. Die punt wat ek wil maak is, moenie dat die aardse, wêreldse goed jou fokus raak nie. Luister vriende, ons almal moet lewe. Ons moet kos op die tafel hê. Ons moet werk. Ons moet
hard werk. Al hierdie dinge is reg en goed en mooi, maar as dit jou fokus word, het jy 'n probleem. Dit was Lot se fokus. Dan as 'n parentese, dis iets wat tussenin sommer maar net gesê word, is daar 'n baie belangrike ding in vers 10 ook. En die woorde wat in sekere vertalings later in die vers staan, en ons staan in die middel, is die woorde, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Weet jy hoekom sê Moses dit? Weet jy hoekom, nou, dink saam met my, vir wie het Moses Genesis aanvanklik geskryf? Wie was die eerste ontvangers van hierdie geskrifte? Was die volk, die Israeliete, toe hulle uit Egipteland uitgetrek het. Moses skryf dit in die rondreise in die woestyn, voor hy dood is aan die verkeerde kant van die Jordaan, skryf Moses onder andere Genesis. En die Israeliete sou in die land, of deur die Jordaanvallei trek, hierdie gebied, wat Lot gekies het. En hulle sou dink, maar wie wil hier bly? Dit lyk nie amper eers soos Eden nie. Dis 'n dorre, droë, souterige, verlate. Niemand wil daar bly nie. En hulle sal daar kom en sê, wat het hier gebeur? Dis amper soos, onthou julle Lion King, waar Mufasa, is dit Mufasa wat vir Simba sê, sien jy daar, en dan is daar sulke dorre, dis waar die hyenas is. Daar is nie ons, bly weg daar. Nou dit is hoe die gebied gelyk het in die tyd van die Israeliete, toe hulle daar kom, want toe was Sodom en Gomorra vernietig. Maar Moses sê, dit was voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Hoekom noem hy dit? Want die Israeliete sou daar kom en sê, wat het hier gebeur? En die antwoord is, sonde. Dis wat hier gebeur het. Dis wat sonde doen. Letterlik, vuur en swaal, selfs fisiese rykdom en ander seëninge kan vernietig word deur sonde. Mense kry swaar as gevolg van sonde. Mense se lewens word vernietig as gevolg van sonde. Kinders, groot mense, almal se lewens word vernietig as gevolg van sonde. En dit is die saak. Hy was gierig. Hy sien hierdie mooi. En Moses sê, onthou net, dit was voor God dit vernietig het. Maar die tweede gedagte, Lot se keuse was ook dwaas. Dit was nie net gierig nie, dit was ook dwaas. Vers 11. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. En Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Heel moontlik was Lot moeg vir hierdie gerondtrekkery en tente. Heel moontlik het hy moeg geword om 'n bywoner te wees. Abraham was 'n bywoner, hy het nooit 'n huis gehad nie, hy het die hele tyd net in tente gebly. Ek onthou hoe hierdie gedagte in my lewe uitgespeel het as jong man en veral nog as tiener in my pa se huis. Dan sal ek vir hom sê, maar pa, hoekom kan ons nie ook? Jy weet, my vriende doen dit en hulle paas doen dit en hoekom kan ons nie ook? Ek wil nie altyd die een wees wat soos 'n seerduim uitstaan nie. Hoekom kan ons nie ook? En dan sal my pa goed sê soos, want ons is kinders van die Here. Ons doen dinge anders. Ons is bywoners. En dan raak jy moeg, né? Jy raak moeg want jy wil nie altyd anders wees nie. Soos Lot raak jy partykeer moeg daarvoor om 'n bywoner te wees. Die liggies van die wêreld begin blink. En die liggies blink partykeer baie mooi. Nou in hulle tyd was die liggies dalk nou nie so helder soos vandag nie, maar in die tente het hulle lampies gehad en die lampies binne in die tente het dalk mooier geskyn as wat Abraham se lampies geskyn het. Kyk na vers 12 en 13. Skrikwekkende kombinasie. Hy sê Abraham het bly woon in die land Kanaan. En Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Die gedagte is nader, nader en nader en nader aan Sodom. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Lot het sy tente tot by Sodom opgeslaan. Wat is die probleem? Die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Die laaste plek waar 'n kind van God behoort te wees, is om die erf te koop reg langs 'n plek wat bekend is daarvoor, dat dit 'n plek is waar die Here nie gedien word nie, waar die duiwel gedien word, waar die wêreld gedien word.
Met geloofsoë sou Lot se eerste saak wees, hoorie maar, hierdie is nie 'n goeie plek om te wees nie. Die geestelike verval, die morele verval is sigbaar, so ons wil nie daar wees nie. William Blakey sê, terwyl Lot met vaderlike liefde sy sorg vir sy slawe en sy dogters moes wys, sy slavinne, hy moes hulle beskerm, was hy verblind deur sy dwaasheid en sy gierigheid. Hy was verblind, hy het dom goed gedoen, omdat hy gierig was. Lot sou beslis sy keuse rasionaliseer as hy met hom gepraat het. Hy sou gesê, wel, ek het daarom nie in Sodom gaan bly nie, ek was langs Sodom, maar dis net aan die begin. Dis die spreekwoordelike padda in die pot. Julle ken mos die illustrasie van hoe kook jy padda. As jy padda in kookwater gooi, gaan hy uitspring, baie vinnig, en hy gaan heel moontlik oorleef. Maar as jy padda in lou water sit, en jy sit die pot bo op die stoof, en jy maak hom geleidelik warm, dan kook jy hom. Hy gaan nie agterkom, hier's moeilikheid nie. En dit is waaroor dit gaan. Dit begin by, hy slaan sy oë op na die Jordaan riviervallei, dan slaan hy sy tente op tot by Sodom, wat ons nou gelees het. Hoofstuk 14 vers 12 sê, want Lot was in Sodom woonagtig. Hoofstuk 19, waar God die plek verwoes, daar is hy 'n leier in Sodom, hy is een van die raadgewers, een van die ouderlinge as jy wil, in Sodom, en sy dogters is verloof aan manne in Sodom. Ek wil vir julle iets sê, die manne wat jy voor jou dogter sit, is die manne waarmee hulle gaan trou. En die vroue wat jy voor jou seuns gaan sit, is die vroue waarmee hulle gaan trou. Kies mooi met wie jy meng. Kies mooi waar jou vriendskappe, waar jy jou tyd spandeer. Ons leef in 'n tyd waar jy nie geprys word wanneer jy standpunt inneem teen boosheid of teen wêreldse dinge nie, teen die kultuur van hierdie wêreld ensovoorts nie. Onlangs was daar 'n gesprek, onlangs in my gemoed, miskien 2 jaar terug, ek kan nie presies onthou nie, waar ek saam met 'n klomp predikante staan en praat, en een van die ouens sê, wat ek nie kon glo nie, hy sê, luister manne, ons moet nou met mekaar eerlik wees. Saamwoon, en ons praat oor van saamwoon voor die huwelik, is so 'n algemene ding, dit het dalk tyd geword dat ons moet besef, dit help nie ons preek daarteen nie. Ons moet dit nou maar net aanvaar. En ek dink by myself, dis 'n rooi lig. Hier is 'n gevaarlike ding. Ek kan nie onthou wat ek gesê het nie, ek hoop ek het dit op 'n Christelike manier gesê, maar ek moes standpunt inneem. Want as jy begin word soos die wêreld om jou, is jy net soos Lot. Jy trek al hoe nader en nader Sodom toe, en voor jou oë uitvee, jy binne in Sodom. Dis baie belangrik, soos Psalm 1, en ek hoop u ken almal Psalm 1. Dis een van daai wat ons eintlik maar moet ken. Wel geluksalig is die man, en dit is eintlik die mens, né, wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, nie sit, dis daai progressiewe, meer en meer soos die wêreld word. Moenie so wees nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. Vra wat ons behoort te vra. Hier is 'n paar wenke vir die manne. As jy moet trek, as jy moet verhuis, as jy moet iewers elders gaan woon, wat ook al, vra die volgende vraag. Hoe gaan hierdie besluit wat ek moet neem, hoe gaan dit my huwelik beïnvloed? Sal dit goed wees vir ons huwelik? Ek dink dis 'n baie belangrike vraag. Vra soos, sal dit my vervreem of dalk distansieer van my gesin? As die antwoord ja is, dis 'n baie dom ding om te doen. Wat se tipe geld gaan daarvoor instaan? Vra soos, sal dit my aanbidding, en dan praat ek van my persoonlike aanbidding en my gesamentlike aanbidding, huislik, vir my huisgesin en in die publiek, sal dit my aanbidding ontwrig? Sal dit my dalk desensitiseer? Dis eintlik 'n anglisisme, want dit beteken sal dit my lou en koud maak? Sal dit my verdoof vir sonde? Want op hierdie stadium voel ek nog, nee, hierdie is reg en hierdie is verkeerd. Maar 10 jaar van nou af gaan ek dalk sê, ja, is dit regtig so verkeerd? Is nie meer so erg nou, raak ons nou net so aan 'n dominee wat sê, wanneer, miskien moet ons net ophou beklei daarteen, want dit lyk vir my, ons verloor hierdie geveg. Daar's 'n frase in vers 11, wat moontlik vir u laat skrik het, as u saam met ons die pad loop nou al in Genesis. Vers 11 sê, en Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. In Genesis is dit nooit 'n goeie ding, die ooste is nooit 'n goeie ding. Om na die ooste te trek, was gesien as die rigting van ongeloof, rebellie, afgoderry, wêreldgelykvormigheid. En terwyl die Jordaan die grens is van die beloofde land, kies hy om aan die ander kant die Jordaan te gaan bly. Hy verruil dit wat God vir hom gee, soos Esau, vir
vir 'n mooi land. Esau het dit verruil vir lensiesop. As jy die storie volg, en u ken nou die storie, ons gaan nog daaroor praat later, maar as jy die verhaal volg, is dit nie 'n verrassing dat hy sy dogters verloor. Dat sy vrou fisies totaal vernietig word nie. Weet jy wat is die verrassing in hierdie verhaal? Dat Lot enigstens gered is. Dis die verrassing. Jy lees die verhaal en jy sien hoe Lot optree en jy dink, hoe kon die Here so ou red? Dit spreek natuurlik van God se genade, ten spyte van Lot se dwaasheid, ten spyte van sy gierigheid, is God se genade wat so groot is. Lot is soos die ou wat beskryf word, ek is nou nie seker is dit 1 of 2 Korintiërs 3 waar Paulus praat van soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is. Ek dink is 2 Timoteus 3. Mense wat soos 'n jy ruik nog na rook. As jy in die hemel aankom, gaan jy net so jy weet jy het dit net gemaak. Dis soos Lot. Hoekom sal dit waar wees van ons? Hoekom sal dit waar wees wanneer ons gewaarsku word deur hierdie verhaal? Ek wil vir u vra, ek wil u reguit vra vanoggend. Is lidmaatskap in 'n Bybelse kerk vir u belangrik genoeg om te sê dis waar ek beskerming kry? Dis waar ek en my gesin die Here dien? Dit help ons om naby aan die Here te bly. Dit is vir my belangrik. Is u gewillig om vir die wêreld se goedkeuring die Here Jesus te verloon? En baie keer hoef jy dit nie te doen met woorde nie, hoor. Jy kan dit maar net doen met 'n optrede. Is jy gewillig om die Here Jesus te verloon sodat jy net in pas kan wees? Net die mooi so van die wêreld. Okay, nee, jy's hom nie so sleg nie. Jesus vra vir ons in Lukas 9 vers 25, wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Vriende, Lot se dwaasheid is opgeteken. Lot se dwaase keuse is opgeteken, sodat ons daaruit moet leer, sodat ons dit moet vat as 'n voorbeeld en ons moet daaruit leer. Die hoofstuk eindig egter met die skrille kontras van Abraham. Abraham is 'n voorbeeld van wat Lot moes doen. Derde hoofgedagte, Abraham se geloof maak hom vrygewig. En ek gaan haastig wees. Vers 9 sê, lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af. Gaan jy links, dan gaan ek regs. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Hy kon daarop aandring om te sê, luister, ekskuus tog. Ek is die ou wat die Here geroep het. En ek is die ouer, ek is soos jou oom. So ek sal kies. Ek dink jy moet skoort. Ek bly net hier. Maar kyk na sy genade. Kyk na sy vrygewigheid. Hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Konteks is nou baie belangrik. Hy doen dit want hy weet die Here sal voorsien. Abraham dink hieraan en hy sê, wel, ek gaan dalk nie die beste finansiëel hier wegstap nie. Maar dit het hom nie geplan nie, want hy sê die Here sal voorsien. Sy enigste besorgdheid is dat die Here geëer moet word. En weet jy hoekom sê ek so? Jy het nie nodig om Hebreëus te ken om dit te sien nie, want in Afrikaans het hulle dit vertaal met die woordjie tog. Maar in die Hebreëus is dit asseblief. Ek dink is ba. Na, ek kan nie onthou nie. Maar dis asseblief. Hy sê letterlik, gaan jy tog, gaan jy asseblief. Gaan jy asseblief. Kies jy. Maar hoekom is dit so dringende saak? Hoekom is dit so belangrik? Want hy wil nie hê daar moet oneer op die Here kom nie. Hierdie episode gaan hom seën. Dit lyk nie so nie, né? Ons kyk hierna en ons sê, Abraham, jou boekhouer gaan met jou beklei. Wat het jy gedink toe jy hierdie besluit geneem het? Dis wat ons sal sê, want jy kyk nou na rand en sent, jy kyk na vee, dis hoe hulle getel het in daai dae. Abraham kyk daarna en hy sê, die Here sal voorsien. Ons ken die verhaal en die Here gaan hom seën. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 8 vers 9, ek wil net vinnig afsluit. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Dit moet ons gesindheid wees, soos die Here Jesus, om te sê, luister, dit gaan nie vir my oor geld en rand en sent nie. Nou, verstaan ek, luister mooi, ek wil weer sê, ons almal moet eet, ons almal moet lewe. Maar die Here sal voorsien.
moenie dat, of leer by Abraham, wees vrygewig, dien die Here met jou goed. En dan, Abraham se geloof berus op God se beloftes. Dit was nie lekker nie, dit was nie maklik vir Abraham nie, maar die Here kom praat met hom, vers 14, die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het. Dis belangrik, want nou is hy alleen. Dis vir hom sleg, dit was vir hom nie 'n lekker situasie, nie 'n baie goeie episode in sy lewe nie. Wat sê die Here vir hom, vers 15? Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. Weet jy wat is interessant? Weereens net vinnig, ons het nie tyd om daaroor te praat nie. Dit lyk asof elke keer wat die Here hierdie belofte, want onthou dis die belofte wat God met die verbond vir hom gegee het. Maar dit lyk of elke keer wat die Here die belofte herhaal, raak dit net groter. Dit raak net meer. Vers 16. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Dit raak net beter. Dit raak net groter. Want dit rus op die beloftes van die Here. Matthew Henry sê, Lot had the paradise, such as it was, but Abram had the promise. Hy het die beloftes van die Here gehad. And the event soon made it appear that, however it seemed now, Abram had really the better part. Ek wil gou vir u ietsie sê. Ons gaan later daarby kom, maar Here het ons op 'n stadium ook vir hom gesê, kyk op na die sterre. En nou weet julle van sterre kyk. Wie van julle het al sterre gaan kyk? Jy kyk nie sterre in PE nie. Jy sien sterre in PE. Maar as jy sterre wil kyk, waar gaan jy? Jy gaan iewers waar daar niks ligte om jou is nie. Iewers in die Karoo, iewers waar daar nêrens ligte om jou is nie. Want weet jy wat gebeur? Die ligte om ons, die wasigheid van hierdie wêreld se ligte, maak die sterre dof. En dit is presies dieselfde met die beloftes van die Here. Dis in die donker tye van jou lewe. Hoor wat ek vir u sê. Dis in die swaar tye van jou lewe. Dis wanneer die beproewings en hierdie goeters dit donker maak. Dit is wanneer God se beloftes die helderste skyn. Hoor wat sê die Here verder in vers 17. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. In die antieke tyd het die konings, as hulle 'n land oorgeneem en dan het hulle gegaan, dit was amper soos 'n seremoniële ding. Hulle met hulle koninginne en gevolg het dan deur hierdie land getrek. Letterlik noord, suid, oos, wes, deur hierdie land getrek. Want hy wou kyk. Hy wou dit op 'n sekere sin vir homself toeëien. Abraham sal so in geloof Kanaan in besit neem. En weet jy wat is die vreemdste ding hier? Hy het nooit Kanaan gehad nie. Hy het dit nou nog nie. Hy het dit in geloof van God gevat. Want God het gesê, hier gee ek vir jou en jou nageslag. Hier is dit. Hoe gaan ons dit toepas? Ek dink, kinders van God, deel in ons geloofslewe, kry ons deel van dit wat die Here vir ons gee. Weet jy waar? By die kerk. Wanneer ons saam met ander kinders van die Here om die woord van God sit. Ons sit vanoggend basies om die tafel van die Here, alhoewel ons nie nagmaal gebruik nie, sit ons aan die tafel van die Here en ons is saam as gesinslede rondom God se tafel, want daar waar ons is, dis die naaste wat jy gaan kom aan hemel op aarde. En wanneer ons nagmaal gebruik, dan is daar iets fisies, want die brood, sê hy vir ons, dit laat ons dink aan sy liggaam. In geloof, dis waaroor dit gaan, in geloof neem ons besit van wat die Here Jesus vir ons gedoen het. In geloof maak ons dit ons deel. Ons sê, Here, dankie vir u vlees, dankie vir u bloed, dankie dat ons daarin kan deel. Ons vereenselwig ons daarmee. Dis wat jy doen wanneer jy dit eet. Jy vereenselwig jou met daai waarhede. Jy neem dit in geloof. En tog is dit nog nie ons nie. Ons is nog op aarde. Want weet jy, selfs na 'n nagmaal stap jy weg en jy kom by die motor en nou het iemand by my motor ingebreek of ek het 'n papwiel of wat dit ook al mag wees. Ons is nog op aarde. Maar ons kan die beloftes toeëien in geloof. Saam met Abraham word van alle kinders van God gesê, Hebreërs 11 vers 16, as hy praat van hulle verlang
Nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. In geloof is ons op pad na die ewige Jerusalem, die hemelse Jerusalem. Dis waarvan ons praat in die aande. Christian en getrou en hoopvol en hierdie ouens. Ons is op pad. Laaste gedagte, dan sluit ek af. Abraham se geloof eindig met aanbidding. Vers 18. Soos geloof groei, moet die uiteinde altyd aanbidding wees. En soos geloof groei, gaan jy groei in jou aanbidding. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is. En hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Hy het gedurig aanbid. Altaar, weet jy nou al, hy het geoffer. Aanbidding, hy groei in aanbidding. En dit moet ons lewe wees. Jou lewe word 'n lewe van aanbidding. Ek herinner my aan die boodskap wat ons met Oujaar gehad het. Onthou jy dit? Ons moet ons lewe gee as 'n heilige aan God welgevallige offer. My hele lewe moet 'n offer wees aan God. Nie net Sondag nie. Nie net wanneer ons, jy weet, halfnag van gebed het of wanneer ons bid hier het, my hele lewe. En soos ek groei in geloof, word ek meer en meer aanbidding voor die Here. Ek sluit af met 'n illustrasie en dan gaan ek klaar maak. Daar was 'n Skotse teoloog baie jare gelede, Robert Balmer. Hy het 'n professor geword, 'n Skotse professor, maar Robert Balmer, as 'n seun, was dit sy werk, klein seentjie, om as hulle Sondag klaar geëet het, dan moes Robert loop om die Bybel te gaan haal. En dit was die tyd wat hulle Bybels nog bietjie groter was as my kanselbybel, groot dik Bybels. Dan moes hy die Bybel gaan haal en watter boek daar ook al saam met, partykeer 'n devotional of wat dit ook al was wat hulle gelees het, maar Robert moes die boeke gaan haal vir huisgodsdienst. Dit was Robert se werk. En op 10-jarige ouderdom het Robert se pa eendag gesterf. En die eerste keer toe hulle weer aandete het, nadat die hele episode verby is, sit hulle om die tafel. En Robert staan op, en hy loop, en hy gaan haal die boeke. En hy kom sit die boeke voor sy ma neer. Sy ma raak emosioneel. Sy was nog aangeraak, dit was vir haar nog baie rou, haar man is baie onlangs dood, en hier kom haar seentjie en hy sit die boeke voor haar neer. En dis wat Robert sê, ek lees dit vir u. Hy sê, Mother, God in his wisdom and grace has taken away our father. He will be a father to us. And he will answer our prayers. We must not go to bed tonight without worshiping him. En sy ma sê, daai aand het Robert daar iets geleer, wat sy al baie vir hom geleer het. Robert, goed of sleg, die Here moet aanbid word. Robert, ons moet die Here aanbid. En hier kom hy en hy sê vir haar, ma, ons moet die Here aanbid. Mag die Here ons help, dat ons getrou sal bly, dat ons 'n geloofspad sal loop, en hom uiteindelik aanbid. Amen. Kom ons bid saam. Here, vir elkeen wat in geloof na u toe kom, sê die Bybel, is u 'n Vader. Johannes, die apostel, skryf en hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Net om daaraan te dink, laat ons besef, wat 'n genade. Dankie vir die voorbeeld van Lot, slegte voorbeeld. Dankie vir die genade wat U aan hom bewys het, maar bo alles, dankie vir die voorbeeld van Abraham, vader van die gelowiges, wat vir ons, alhoewel hy foute gemaak het, en alhoewel ons weet nou al van al sy dinge, hy is vir ons 'n voorbeeld, 'n goeie voorbeeld. Geef vir ons genade om vanoggend hier weg te stap en te sê, ek wil hierdie geloofspad loop, nie met gierigheid en dwaasheid nie, maar ek wil op die beloftes van God steun, en ek wil in getrouheid, volhardend, gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Help ons daarmee, ons het U nodig. Amen.
Ons gaan afsluit met